verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeie naand, ja, dit is weer Sondag aand hier op Kruiskyk TV en ek Desiree Gelvin groet u hier uit 'n lieflike KwaZulu-Natal uit hier vanaf Newcastle en is dit altyd 'n voorreg om met u te kan gesels. Ons het regtig waar eintlik voel dit vir my baie lanklaas gesels omdat 'n mens baie keer maar jou recordings voor die tyd opneem en ek is net so dankbaar dat ek vanaand weer met jou kan gesels en dat die Here so goed is vir ons en ek glo die Here is goed vir jou ook daar waar jy jouself bevind vanaand en dat die Here altyd 'n woord het om met ons te deel, brood om met jou en met my te breek en nie almal van ons is altyd in dieselfde omstandighede nie almal van ons is altyd in dieselfde situasie nie almal van ons het dieselfde iets wat ons van die Here, dieselfde behoefte nie. Maar die woord van die Here is vir ieder en elke een. Daar is 'n woord vir elke omstandigheid. Daar is 'n woord vir elke krisis, vir elke situasie. Ek en jy, koningskind, sal nooit verby hierdie ware woord van God kan kom nie. Want die antwoord is hier ingeskrywe. Jesus is en bly dieselfde. En hy het verseker vanaand, ten minste vir iemand, as dit dan nie vir jou is nie, het hy vir iemand wat vanaand inskakel, 'n woord, en gaan ek na die beste van my vermoë, met die hulp van die Here hierdie woord aan u bring. Nou ek wil vir ons lees daar uit Markus 3 uit, en 'n welbekende gedeelte, die man met die verdorde hand. Ek is seker u is bekend met hierdie verhaal. Ek lees vir ons so 5 verse. Hy sê, en hy het weer in die sinagoge gegaan. En daar was 'n man met 'n verdorde hand. En hulle het hom in die oog gehou, of hy hom op die Sabbat gesond sou maak, sodat hulle hom kon aankla. Dit is nou natuurlik die Fariseërs net so in die verbygaan. En hy sê vir die man met die verdorde hand, staan op in hulle midde. Daarop sê hy vir hulle, dit is nou vir die Fariseërs, is dit geoorloof om op die Sabbat goed of kwaad te doen, 'n lewe te red of dood te maak, maar hulle het stil gebly. En nadat hy hulle rondom met toorn aangekyk het, en tegelykertyd bedroef was oor die hardheid van hulle hart, sê hy vir die man, steek jou hand uit. En hy het dit uitgesteek, en sy hand is herstel, gesond, soos die ander een. Wat vir my so interessant is, nie net in hierdie gedeelte nie, maar in baie gedeeltes waar die Here genesingswerk gedoen het, was dit gewoonlik baie kere op die Sabbat, en natuurlik was die wet van daai tyd en hulle wette dat jy dit nie mag gedoen het nie, want jy kon gestenig word en so meer. En hulle was altyd uit, hierdie Fariseërs was altyd daarop uit, dat hulle net iets teen ons meester kon sê, dat hulle net iets fout kon kry in sy handel en sy wandel op hierdie aarde. Maar die bottom line is dat Jesus het hom nooit van stryk laat bring oor dit wat hulle gedink het en oor dit wat hulle aan hom wou doen nie, want natuurlik het hy alles geweet. Hy het geweet dat hulle wil vir hom strikke daarstel, hy het geweet hulle wou hom pootjie, hy het al hierdie dinge geweet, maar hy het hom nie daaraan gesteer nie. En by dit wil ek net gou vinnig stil staan is, baie keer dan steer ek en jy onsself aan wat ander gaan doen en wat ander gaan dink van 'n omstandigheid. En ek wil vanaand vir jou sê, jy moet verby daardie punt kom
om te bekommerd te wees oor wat met jou gaan gebeur as jy nou 'n getuienis bring, of wat met jou gaan gebeur wanneer jy hierdie gebedklip hard bid. Ek wil vir jou sê, Jesus Christus is die enigste een aan wie ek en jy verantwoording sal doen. Nie ander mens nie. So kom ons kry dit sommer nou uit die weg uit en ons hou op bekommerd wees oor wat die volgende een van jou en my, wat vir die Here werk, wat iets wil doen vir die Here, gaan dink. Maar hier kom die Here en hy kom in hierdie sinagoge in. En natuurlik is dit die Sabbat. Wat vir my awesome is dat in daardie sinagoge sit 'n man met 'n verdorde hand. Dit is so wonderlik om te weet dat Jesus, hy is bewus van elke omstandigheid. Hy weet presies waar ons onsself bevind en hy weet presies waar daar behoefte is. Nou as ek net kyk na die woordjie van verdorde hand, in die Engels withered, the withered hand, en toe gaan kyk ek en dit beteken basically to fade, to decay. En dan geestelik, it's a low condition of a spiritual life. Maar hierdie man het 'n fisiese krankheid gehad. Hierdie handjie kon niks doen nie. Hy het een hand gehad natuurlik wat reg was en hierdie hand was verdor. It was fading away. Dit was besig om te vergaan, die vleis aan hierdie hand. So dit was 'n nuttelose hand. Nou baie keer as ek dit kan vergeestelik, dan bring dit jou nou by my en by jou vanaand. Sit ek en jy ook maar baie keer met verdorde issues in ons lewens. Ek en jy het miskien nie 'n fisiese krankheid of 'n fisiese ailment of 'n fisiese gebrek soos wat hierdie man gehad het nie. Baie keer, en veral in die tyd waarin ons lewe, kry jy te doen met soveel kinders van die Here en dan kan ons ook sê, kom ons haal die mombakkies vanaand af en kom ons kyk 'n bietjie dieper hier binne in onsself en ons kyk wat se verdorwenheid daar in ons binneste is. Dinge wat die wêreld nie sien nie. Dinge wat jou medebroers en susters nie raak sien nie. In die kerk sit jy en jy het 'n glimlag op jou gesig en jy lyk happy en jy steek jou hande op en jy aanbid die Here. Maar binne in jou is daar iets wat nie reg is nie. En dis oor daardie iets wat ek net gou-gou vanaand met jou wil praat. Oor hierdie verdorwe toestand in die kind van God se hart en lewe. As ons vat 'n blydskap. Die woord van die Here sê, die blydskap in die Here is jou beskutting. Hoeveel kinders van die Here, en kom ons het ons nou gesê die mombakkies is af, ons gaan sommer in die spieël vir onsself kyk vanaand. Hoeveel van jou blydskap kind van God het jy werklik in jou hart? Hoeveel maal sit jy en plak jy 'n glimlag op jou gesig, maar daar's geen joy in jou hart nie. Dit is niks anders as 'n verdorwe hand wat hierdie man gehad het, 'n verdorwe toestand. Jou blydskap het verdor geraak. It's busy fading away. Dan kom ek by die volgende term van verwagting. Het jy nog 'n verwagting? Verwag jy nog, kind van God, 'n wonderwerk uit God se hand uit? Of is jou verwagting vanaand dalk verdor? Terwyl jy daar in jou huis sit, wil ek jou vra, hoe lyk jou verwagting nog? Glo jy werklik nog dat die Here vir jou 'n plek gaan voorberei het? Glo jy werklik nog dat hy gaan terugkom vir jou en my? Glo jy nog dat die Here 'n tafel in die woestyn kan dek? Of het jy baie negatief begin raak oor jou omstandighede? En dan die volgende een is die geloof natuurlik. En ons weet dat die woord van die Here sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ek en jy nie kan sien nie. Hoe lyk jou geloof, kind van God? Te veel kry ons met dit te doen en natuurlik baie keer in jou eie lewe. Jy sê jy vertrou die Here. Jy sê jy's uitverkoop aan hom. Jy sê jy's oorgegee aan hom en jy bid oor 'n saak en dit kom nie soos wat jy dit wil hê in vervulling nie. En jy bid 'n volgende dag weer oor dit en nog steeds gebeur niks nie. 'n Week later het jy nog nie jou antwoord nie. Dan begin jou geloof te vervlou. You see, it starts withering. Dit begin verdor. It starts fading away. It starts to decay. En dan hou jy op vir die situasie bid, want jy dink dit is nie vir jou in stoor nie.
Jy sien, dit is presies wat die vyand wil hê. Hy wil hê dat die dinge in ons lewens moet verdor. He wants the things in our life that we are trusting God for to decay, to wither away, to fade away. Dit is die vyand se plan in jou en my lewe. En natuurlik die volgende een, jou gebedslewe. Kind van God, hoe lyk jou gebedslewe? Gaan jy nog in jou binnekamer in soos die woord van die Here sê? Tydig en ontydig? Het jy nog 'n spesifieke tyd wat jy gaan en sê, nou gaan ek en die Here tyd saam spandeer, ek gaan die tyd uitkoop, ek gaan die deur agter my toemaak, ek gaan die selfoon buitekant los, en dis ek en die woord en die Here nou in hierdie vertrek? Of het jy 'n gebedslewe van, dan is jy hier, dan is jy daar. Jy het glad nie daar die deursetting in jou gebedslewe nie. Dan sal jy moet ondersoek instel, because maybe it's withering away. Maybe it's fading away. Miskien is jou gebedslewe besig om verrot te raak. It's decaying. Decaying is niks anders as verrotting nie. Dan kom ek by my verhouding met God. As ek net gou terug kan kom na gebedslewe toe, die woord van die Here sê, bid sonder ophou. Bid, vra en vir jou sal gegee word. Dan kom ek by my verhouding met die Here. Die woord van die Here is duidelik, hy sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Jy sien, kind van God, ek wil hierdie verhaal gebruik van die verdorde hand en ek gaan nou by dit uitkom. Maar ons het in ons lewens te doen met baie dinge wat besig is om verdord te raak. Jy's droog geestelik. Jy's eintlik honger en dors na iets, maar jy streef nie daarna nie. Jy soek nie daarna nie. Jy's besig om verdord te raak in jou verhouding met God, terwyl die Here sê, nader tot my, kom 'n bietjie nader en ek sal tot jou nader. Ek dink aan 'n verhaal in die woord van die Here, van die vroutjie wat vooroor gebuig was, weer eens in die sinagoge, weer eens op die Sabbat. En hierdie vrou het 'n krankheid, en die woord van die Here, en ek wil vir jou in Engels lees, sê so mooi, sê, when Jesus saw her, he called her over and said to her, woman, you are released from your illness. Hierdie verhaal wat ek vir julle net nou gelees het in Markus 3 van die verdorde hand, sê die Here, hy sê, die Here daar ingekom en daar was 'n man met 'n verdorde hand, en die Here sê vir hierdie man, die Here sien hom raak tussen hierdie mense, net soos wat hy hierdie vrou raak gesien het, wat vooroor gebuig was, wat nie eens kon regop kom nie, het hy haar na vore geroep, en hy het gesê, kom hier, met ander woorde, kom in beweging, hierdie man met die verdorde hand, hy sê, staan op, wat sê die Here, hy sê, staan op, in te midde van hierdie fariseërs, staan op tussen hulle. En die Here is daar, en hy wil vir jou en my sê, dat ek en jy moet opstaan. Ons moet by hom uitkom. Maak nie saak wat se fluitspelers hier om jou is, wat se negatiewe kommentaar gelewer word, en wat se gespottery en gehonery daar mag wees nie. Die Here sê vanaand vir iemand op hierdie TV, staan op te midde van omstandighede. Want ek sien alreeds, jy het 'n verdorde hand. Ek sien jy het 'n verkoude hart. Ek sien jy het nie meer 'n gebedslewe nie. Ek sien jy's nie meer besig om my te glo nie. Ek sien jy het nie meer 'n verwagting nie. Ek sien jou verhouding het verdor met my. Jy's verkoud, jy's vermoeid en jy's belas. Halleluja. En die sorge van die lewe het skielik oor jou gekom. En die Here kom en hy sê vir hierdie man, staan op in hulle midde. Ek wil vanaand vir iemand sê, staan op in die naam van Jesus, want Jesus gaan nou by jou verby. Ja, by jou en by my verby, want hy het gekom om ons te help. Hy het gekom om die verdorwenheid weer heel te maak, weer nuut te maak, gesond te maak. Halleluja. En die Here roep hierdie vrou ook uit, en die Here genees haar te midde van hierdie fariseërs, te midde van die feit dat dit die Sabbat is. Moenie laat dinge jou verhinder om by die Here uit te kom nie, want hy doen wonders, gister, vandag en môre gaan hy nog steeds wonderwerke doen. Hy laat hom nie afskrik nie, hy laat hom nie afsit nie, want hy het vir my en jou gered met 'n doel.
Hy is nog steeds gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy is nog steeds die wonderwerker. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê, kind van God? Moenie die handdoek ingooi nie. En as jy dit gedoen het, vat dit terug in die naam van Jesus. Staan op te midde van krisis. Staan op te midde van krankheid. Staan op te midde van 'n finansiële omstandigheid. Staan op te midde van jou blydskap wat verdor het en jou gebedslewe wat tot niet gegaan het. Staan net op. Moenie bly lê nie. Die regverdige, sê die woord van God, val 7 maal, maar hy staan weer op. Jy sien jou oorwinning lê daarin dat jy gaan opstaan vanaand, want daar is vir jou hoop in die naam van Jesus. En die volgende ding, wat die Here nadat hy so rondom gekyk het en hom, ek wil sê hom vervies het en met toorn, sê die woord, hierdie fariseërs aangekyk het en eintlik hartseer was oor hulle so hard was, oor hulle nie wou toesien dat iemand wat siek is, gesond gemaak word nie. Sê die Here vir hom, steek jou hand uit. Jy sien in die eerste plek, kind van God, moet jy opstaan. Jy moet luister as God jou roep en jy moet opstaan. En in die tweede plek moet jy jou hand uitsteek. Jy moet gee dit vir God wat jou pla. Take your burdens to the Lord and leave it there. Die Here wil vanaand vir mense oprig. Mense, Jesus kom spoedig terug. En ek wil vir jou sê, ek sien dat die bruid van Christus is asof she has just lost it all. Sy voel, daar is nie meer hoop nie. In 'n groot mate, nie almal nie, in 'n groot mate. Want die aanslag is so geweldig op die kind van God se lewe. Maar Jesus is nog steeds op die troon. Jesus is nog steeds die antwoord. En hierdie man steek sy hand uit en die Here sê vir hom, hy sê, steek jou hand uit. En toe hy gehoorsaam is om sy hand uit te steek, sê hy, en sy hand is herstel, gesond, soos die ander een. Hierdie vrou wat vooroor gebuig was, onmiddellik is sy genees. Die vrou van bloedvloeiing, toe sy aan Jesus raak, onmiddellik is sy genees, ongeag van die wette. En natuurlik is dit 'n groot storie om in te gaan van dat Jesus toe nou ook onrein was en toe maak het die saak dat hierdie vrou wat onrein was om aangeraak het nie. Toe is hy eintlik vrygeskeld van dit. Maar Jesus bly dieselfde. Hy sê in Matteus 12 vers 20, hy sê 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. En 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. Kind van God, mede-pelgrimsreisiger, ek weet nie wat jou struggle is vanaand nie, but I know someone who knows just what to do for you. Ek ken 'n naam ver bo alles en almal, en hy is die enigste een wat vanaand vir jou weer kan herstel, vir jou kan oprig, vir jou kan oplig, vir jou kan vrymaak, vir jou gesond kan maak, en jou weer op jou plek bring, waar jy eens op 'n tyd vir die Here gearbei het. Kind van God, daar is vanaand vir jou hoop. Ek pleit by elkeen vanaand. Die pad vorentoe is korter as die pad wat agter ons is. Jesus kom spoedig terug en hy kom vir mense wat reg is om hom te ontmoet. Hy kom vir 'n voorbereide bruid en jy het vanaand die geleentheid en ek het die geleentheid om te sê, Here, ek steek my hand uit. Here, ek bring my hart. Here, ek stort my hart uit. Here, ek staan op te midde van dit wat ek om my sien. Want jy sien die sigbare dinge. Jy sien die negatiewe dinge. Jy lees 'n negatiewe rapport. Jy kyk in die spieël en jy sien hierdie seer wat al hoe groter raak aan jou en dit lyk nie goed nie. Jy het 'n pyn en dit is vir jou 'n werklikheid want jy ervaar dit. Maar Jesus sê, staan op. En Jesus sê, steek uit jou hand en Jesus genees. Jesus genees nog steeds. Jesus red nog steeds 'n sondaar. Jesus sal nog steeds die gevangene vrymaak. Jesus sal nog steeds die slaaf vrymaak. Van sy bloed op Golgotha het reeds die volle prys betaal toe hy gesê het, tetelestai, dit is volbring. It is finished. Ek weet nie waarmee jy sukkel nie. Maar besef vanaand, doen 'n bietjie selfondersoek en besef vanaand dat daar 'n dorheid in jou is en dat Jesus jou wil help.
help. Here, baie dankie dat ek vanaand hierdie gebed kan doen. Here, vir myself en vir elkeen wat luister vanaand. Here, dankie dat U die stikkend weer heel maak. Dat U dit wat lyk of dit weggevyd het, wat besig is om, ek wil sê, vrot te word, weer nuut kan maak, Here. Here, ek bid vir my medebroers en susters, dat hulle vanaand sal opstaan, Here, in die krag van U sterkte, en vanaand sal oorgee, sodat U hulle kan genees, in die naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. Amen. Mag die Here vir jou 'n wonderlike geseënde week gee. Hy is in beheer, hy is jou leidsman, die volëinder van jou geloof, en onthou, Jesus doen nog steeds wonders. Tot 'n volgende keer, totsiens.